By Kruin verstaan ons dat die lewe dikwels kompleks en uitdagend kan wees. Ons beleef almal tye van pyn en onsekerheid en uitputting en selfs hopeloosheid partymal. In hierdie moeilike oomblikke wil ons by Kruin jou help deur gebed, ondersteuning, toerusting en 'n ruimte vir groei. Ons nooi jou om te kom net soos jy is, met alles wat goed of sleg, reg of verkeerd, uitgesorteer of die mekaar is. Hier kan jy Jesus volg. By Kruin doen ons ook meer as net bymekaar kom. Ons doen goed. Ons doen goeie goed wat in die gemeenskap 'n positiewe effek sal hê. En ons nooi jou om saam met ons 'n verskil te kom maak. Want dit is die roeping van ons geloofsgemeenskap. Huise wat Jesus volg, leef dit. Hallo Kryners, baie welkom by ons Sondag aanlyn erediens vandag. Boodskap vir elkeen van julle, mag dit vir jou vervullend en verrykend wees. Ek wil vanoggend begin met 'n vraag: kan jy 'n Christen wees sonder om deel van 'n geloofsgemeenskap te wees? Wel, die antwoord is ja, jy kan. Jy kan glo in God en die redding wat Jesus vir jou bewerk het, sonder dat jy deel is van 'n groter groep mense wat dit ook glo en bely. Maar dan is dit soos om 'n soldaat te wees sonder 'n army, 'n gitaarspeler sonder 'n band, 'n rugby of 'n netbalspeler sonder 'n span. Behalwe dat jy dan nie al die goeie, positiewe omgee en ondersteuning van 'n geloofsgroep mense rondom jou beleef nie, is privaat geloof ook nie wat God se plan, sy ontwerp, sy idee vir mense was nie. God is 'n persoonlike God wat baie spesifiek en doelbewus by elke een as individu se lewe betrokke is. Maar God is nie 'n private God nie. Nie eers in wie hy is nie. In homself bestaan God in verhouding tussen Vader, Seun en Heilige Gees. So alleen gelowige wees was nog nooit die plan nie. Die bloudruk vir geloof is om in verhouding te wees met God en met ander om ons. Liefde vir God, liefde vir mekaar. So die punt is hopelik duidelik, om deel van 'n kerkgemeenskap te wees is die beste plan. Maar hoekom? Hoekom is dit die beste plan? Hoekom is dit goed vir ons om hierdie plan uit te voer en van deel te wees? Selfs vandag nog, 2000 jaar na die vestiging van die eerste geloofsgemeenskap. Kom ons kyk, wat het 2000 jaar terug gebeur en hoe was die plan die eerste keer uitgerol? Wat het die mense gedoen? Vandag is dit Pinkster Sondag, waar ons terugdink oor die uitstorting van die Heilige Gees. 10 dae voor die uitstorting van die Heilige Gees het Jesus opgevaar in die hemelvaart wat ons gevier het. Maar toe Jesus nog op aarde was, het hy vir sy volgelinge al vertel van die koms van die Heilige Gees, die Heilige Gees wat gaan kom. Ons lees op 'n paar plekke daarvan in die Bybel, en in Johannes 16 lees ons waar Jesus sê dat dit tot hulle voordeel sal wees as hy weggaan, want as hy weggaan sal hy die voorspraak, die Heilige Gees na hulle toe stuur. As hy nie weggaan nie, gaan die voorspraak nie kom nie. So dit is belangrik dat hy gaan, sodat die Heilige Gees kan kom. So word die Heilige Gees dan uitgestort, waarvan ons in Handelinge 2 lees, en staan dit vir ons vandag bekend as Pinkster Sondag. Maar Pinkster het nie begin met die uitstorting van die Heilige Gees nie. Dit was 'n bestaande Joodse fees, waarin daar nuwe betekenis gegee is, toe die Heilige Gees op daardie dag soos vuur op die mense se koppe verskyn het. Die Joodse Pinksterfees, wat die Shavuot genoem word, 'n moeilike naam, was 'n belangrike fees wat 50 dae na Paasfees gevier is. Dit was oorspronklik 'n oesfees, 'n tyd wanneer mense vir God dankie gesê het vir die eerste koring en die graan wat ryp geword het. Maar dit het later ook 'n tyd geword waarin hulle gevier het dat God vir hulle die wette, die 10 gebooie gegee het vir Moses op die berg Sinai. Terwyl die disippels dan bymekaar was om hierdie Joodse Pinksterfees te vier saam met die res van die bevolking, was daar 'n geluid soos 'n sterk wind wat gekom het. Vlamme het op elkeen van hulle se koppe verskyn en hulle is vervul met die Heilige Gees. Hulle het begin om in ander tale te praat, sodat die mense van reg oor die wêreld hulle kon verstaan. So dit was nie vreemde tale en klanke nie, dit was ander tale wat hulle gepraat het, van ander lande en streke.
Soos die Jode op hulle Pinksterfees God se wet gekry het, het God op Pinksterdag sy Heilige Gees dan nou ook aan die mense gegee. Nie op kliftafels nie, maar in hulle harte. En hierdie is so belangrik om te besef, dat die rol en funksie wat die wet vervul het, verdiep is, en in 'n sekere sin ook vervang is, deur die rol en funksie wat die Heilige Gees in ons lewens speel. Pinkster beteken vir ons as Christene dat God by ons woon deur sy Gees en dat ons God se werk doen deur die Gees wat ons toerus, ons lei en ons help. En dat dit presies die tyd, die plek en die rede is waarvoor die kerk van Jesus op daardie dag begin het. Kom ek stel dit op nog 'n ander manier. Vir die Jode was die nakom van God se wet die manier waarop hulle ingesluit is en beoefen het dat hulle deel is van God se werk, dat dit ook hulle redding en heiligmaking is. Maar toe Jesus gekom het en aan die kruis as God self vir ons almal redding bewerk het, is die wet nie meer die manier van inkom en hierdie verlossing verkry nie, maar word dit bevestig deur die uitstorting van die Heilige Gees. Ons regte goeie manier van lewe is nie die voorwaarde waarvolgens ons moet lewe soos in die wet nie, maar 'n lewe op 'n beter manier as gevolg van die werking van die Heilige Gees in ons. So dit is eintlik so treffend om te besef dat die uitstorting van die Heilige Gees presies op daardie feesdag plaasvind, waar tydens die Jode die wet gevier het. Wat verder in Handelinge 2 gebeur, voordat ons nou uitkom met die teks wat ons vandag oor gaan gesels, is dat Petrus dan nou onder hierdie leiding van die Heilige Gees 'n baie goeie preek gee. Kyk, ek sal ook so 'n goeie preek wil gee. En daai preek kan julle gaan lees in Handelinge 2 vers 14 tot 36. Maar ons gaan nou die teks waar ons vandag verder gaan praat, die belangrikheid van geloofsgemeenskap, lees as om te sien wat die reaksie was van die uitstorting van die Heilige Gees op die boodskap wat Petrus ook deur die werking van die Gees gedoen het. Kom ons lees daar Handelinge 2 vanaf vers 37. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: "Wat moet ons doen, broers?" Toe antwoord Petrus hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep." Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor: "Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit." Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het al heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het almal alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel, volgens elkeen se behoeftes. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered is by die gemeente gevoeg. Wat kom wys hierdie teks vir ons oor die werking van die Heilige Gees en die invloed wat die werking van die Heilige Gees op 'n geloofsgemeenskap het? Eerstens moet ons raak sien dat die Heilige Gees is die een wat die geloofsgemeenskap saambind deur mense na mekaar toe te trek onder een hoof en een doel, en dit is Jesus. So wanneer ek sê dat om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap sal 'n goeie invloed op jou hê, sal regtig goed wees vir jou, sê ek dit nie omdat ek dink Kruin of enige ander kerk is oulik met oulike mense nie. Dit is ook waar, maar ten diepste gaan dit daaroor dat dit die plek is waar die Heilige Gees ontstaan het en waarin die Heilige Gees werk. Daarom sal dit 'n goeie invloed op jou hê, want die Heilige Gees gaan goeie invloed op jou hê as deel van 'n geloofsgemeenskap. Tweedens speel die doop ook in hierdie teks 'n baie belangrike rol, en Jesus verwys na die doop en Petrus verwys na die doop. So wat is die doop? Soos die liedjie sê, die doop is die seël
dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Die doop is die teken van God wat ons deur die Gees aan Jesus verbind en ons deel maak van sy familie, van sy koninkryk, van sy liggaam. Die doop is 'n teken van die goddelike handeling, iets wat God doen, God wat aksie neem, God wat ons kies en ons wat dit vier deur dan net as ouers daarop te antwoord en ons kinders groot te maak om dit te weet, dat God hulle gekies het. Derdens wys hierdie teks vir ons hoe ons behoort te lyk en te lewe en op te tree binne geloofsgemeenskap. Nou, die vraag is hoe die eerste gelowiges, die eerste kerkgemeenskap dit gedoen. Die vroeë Christene het geweet dat Jesus se opstanding het iets baie groot en spesiaal afgeskop, wat die gang van die mensdom vir altyd verander het. Die kerk is gebou daarop, op Jesus wat opgestaan het. En as 'n gemeenskap wou hulle self organiseer op 'n manier wat hierdie gebeurtenis die duidelikste reflekteer en verteenwoordig. Hulle wou 'n gemeenskap wees wat God se koninkryk, wat Jesus gebring het, reflekteer, wys, oorgetuig, want God se koninkryk is anders as ander, waarvan hulle deel was, en ook waarvan ons deel is. In God se koninkryk is daar eenheid, omgee, liefde, eerder as verdeeldheid, en party wat belangriker is as ander. Daarom kry ons hierdie woorde van vers 44, wat sê, al die gelowiges was eensgesind, en hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop, hulle geld vir almal gegee, volgens wat elkeen se behoefte was. Hulle het almal elke dag getrou, in die tempel by mekaar gekom, en hulle, belangrik ook, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, en hulle het hulle kos met blydskap geëet, en hulle het God geprys. Nou, ons leraars en uitvoerende komitee is besig om 'n boek te lees, en in die hoofstuk wat ons hierdie week gelees het hierdie een sin uitgestaan wat net bevestig dit waaroor vandag se diens en boodskap ook gaan. What the church represent is the best example of what God can do with a human community. Die kerk is die beste voorbeeld van die koninkryk van God. Nou in hierdie teksgedeelte word daar 5 praktiese goed uitgelig wat hulle gedoen het, soos wat ek nou net gelees het. Hulle het by die apostels geleer, dit oor God geleer, die kennis, die stories, dit wat hulle by Jesus gehoor het, so daar's iets van kennis wat hulle met mekaar gedeel het. Daai onderlinge verbondenheid was die diep verhoudinge wat hulle mekaar gehad het, mekaar ondersteun, hulle was vir mekaar daar, in goeie en in slegte tye. Hulle het saam geëet, die gemeenskaplike maaltyd soos ons gelees het, dis baie belangrik, gebed vir mekaar, hulle het vir mekaar gebid, hulle het tot God gebid, en dan het hulle die boodskap uitgedra, die evangelie boodskap verder vertel, die rede hoekom hulle dit in verskillende tale moes kon doen. In hierdie week se stemboodskappe gaan op ons WhatsApp groepe gaan ek verder hierdie 5 praktiese goed uitpak, en dan kan julle gerus daarna gaan luister. Luister na dit en hoe dit ook in ons dag en tyd grondvat. Ek wil afsluit met 'n storie wat hopelik uitbeeld hoe ons die Heilige Gees kan uitleef en beleef binne ons gemeenskap. Dit gaan oor 'n man wat die eerste keer in 'n kerk instap, en hy het heel agter in die kerk gaan sit, naby die deur waar hy vinnig kon uitglip. Sy vrou is oorlede, en hy alleen in die kerk sit nie, sy was baie lanklaas daar, en hy het elke dink niemand omgee om of hy daar is of nie. Maar toe besluit hy om terug te kom, Sondag na Sondag, en die mense het hom begin raak sien, 'n glimlag hier, 'n koffie uitnodiging daar, 'n man het hom eendag genooi om saam Bybelstudie toe te kom, 'n ander een het hom gevra om te kom help met die opstel van die stoele voor die tyd, iets kleins wat hy gedoen het, maar op hierdie manier het hy begin deel word. Met tyd het hierdie man vriende gemaak in die kerk, hy het weer begin lag, hy het weer begin praat, en uiteindelik het hy die storie van sy verlies, sy pyn, sy hartseer, sy rou gedeel, en ervaar hoe die mense vir hom bid, hom bemoedig en het saam met hom dra. Jare later was daar weer iemand nuut in die gemeente, wat toe vir hom vra, hoekom het hy altyd so warm glimlag as hy by die kerk deur staan en nuwe mense verwelkom? En sy antwoord was eenvoudig, omdat ek weet hoe dit voel om agter in die kerk te sit en te dink jy behoort nie. En ek weet hoe 'n geloofsgemeenskap jou lewe kan verander.
Net so nodig, soos wat jy 'n geloofsgemeenskap het, om jou lewe goed te beïnvloed, het 'n geloofsgemeenskap jou nodig, om deel van te wees, om jou passie en jou gawes en in jou deelname te bring. Ons is hier vir mekaar. Hoekom? Want dis die plek waar ons die werking van die Heilige Gees eers ervaar, beleef, om te gaan uitleef, om weier te gaan getuig, soos wat die roeping van hierdie eerste gemeente ook was. Mag jy vandag op Pinkstersondag die waarde hiervan net weer opnuut besef, van dit wat die Heilige Gees in jou lewe kan doen, wat God in jou lewe kan doen, en wil doen, en beplan om te doen. En mag daai warmte van die werking van die Gees wat jy in jou voel, jou aanspoor, en jou bemoedig, om te verbind, te connect, met ander wat dit ook in hulle het. So saam vorm ons die eenheid, die liggaam van Christus, die beste voorbeeld van wat God met mense kan doen, as 'n geloofsgemeenskap, 'n voorbeeld vir die wêreld van omgee, liefde, ondersteuning, gebed, daar wees vir mekaar, uitkyk vir mekaar ontvang. Ek bid dat Kruin dit mag wees. Ek bid dat elke geloofsgemeenskap dit mag wees. Want so eer ons God, getuig ons oor die koninkryk. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir 'n Sondag, Pinksterfees Sondag, wat net weer ons gedagtes rig op die werking van die Heilige Gees in ons. En die plek waar dit gebeur, waar dit ook die eerste keer uitgerol het, binne die vroeë kerk. En jare later, duisende jare later, Here, is my gebed dat ons iets van daai werking van die Gees ook in ons eie geloofsgemeenskap kan verteenwoordig, kan uitspeel, sodat dit getuienis kan wees tot U eer. Ek bid dat elkeen wat dalk nog nie voel hulle is deel nie, en nie voel dit is 'n plek waar hulle behoort nie, ook deur U gestuur mag word, en deur U aangeraak mag word, om daai belewenis te hê op die plek waar U ons wil plaas, ons wil gebruik. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die Here se seën vir jou week. Mag die liefde van God, die genade van Jesus, die werking, die toerusting, die leiding, die teenwoordigheid van die Heilige Gees vir jou tasbaar wees, sigbaar wees, vir jou duidelik wees. En mag jy dit ook gaan uitleef, daar waar God jou plaas, daar waar hy jou stuur. Amen.